Vader in die hemel, Here, ons kom na U toe vanaand en ons vra, Here, dat dit reën. Here, ek bid dat U Heilige Gees sal uitstort vanaand, Here, soos ons nog nie gesien het nie. Here, ek bid dat elke persoon wat hier is, Here, die Heilige Gees so tasbaar sal voel vanaand. Here, dat ons anders sal uitstap hierson. Here, ek dank U vir elke persoon wat hier is vanoggend, Here, of vanaand, Here, dat ons weet hulle is geroep om hier te wees, Here. Here, ek bid dat hierdie woord wat uit sal gaan, Here, Here, mense sal opgewonde maak, soos wat dit my gemaak het, toe ek hierdie gesien het. Here, om te sien, U is nog steeds goed. Om te sien, daar is nog steeds goed wat ons nie weet nie. Maar U is nog steeds goed vir elke een van ons. Here, ek bid die bloed van Jesus oor elke persoon wat hier is, elke woord en lewe lid wat ons het, en hulle families, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle kan met julle sitplekke neem. Kan ons nog 'n handeklap gee vir ons, soos Pastor Gerald sal sê, ons orkes. Goeienaand, Erlaai. Gaan dit goed? Sjoe, okay, het gaan duidelik beter hierso, is dit daar? Gaan dit goed? Sy. Soos julle weet, is ons deel besig met ons Sondagskool reeks, en dit is vir my 'n voorreg dat ek kan deel wees van hierdie reeks. Baie van julle het my nog nie hierbo gesien nie, en ek gaan sê, vir julle sê, dit is my eerste keer. En dit is my so 'n voorreg om hier te kan wees, om hierdie te kan doen. Want toe ek al agterloop, toe kom Leanne en sy bid net vir my, en sy herinner my net dat dit was nie lang terug, waar ek in 'n plek gesit het, wat ek nie die Here gehad het nie. Waar ek op 'n plek gesit het, waar ek hierdie woord wat nou uitgaan, hierdie besluit moes maak. En dit is my so voorreg om voor elkeen van julle te kan staan, net om hierdie woord van die Here met julle te kan deel. So, vanaand wil ek graag met julle praat, is 'n storie uit Genesis, van Genesis 6 tot by Genesis 9, en hierdie is 'n storie van 'n wêreld wat gebroken is. 'n Wêreld wat, toe ek bietjie gaan kyk na die wêreld, vir my baie dieselfde geklink het is na wat ons nou deurgaan. Na die dinge wat nog steeds besig is om te gebeur, en hoe die vyand nog steeds aanval en nog steeds probeer steel by ons. So hierdie storie wat ek gaan praat, is 'n storie, die naam is, en ons almal ken hom, en ek glo ons almal ken hom, is Noag se ark. Whether jy 'n Christen is of nie, jy het al hierdie storie iewers gehoor. En die normale fokusse van hierdie ark is die boot. Eers, ons gaan almal oor die boot, en ek het vir Leanne uitgedaag om te sien of sy kan uitvind waaroor ek gaan praat vanaand. En toe ek weet, ek moet 'n bekende storie doen, toe sê ek vir die Here, maar hoe? Hoe praat ek oor iets wat ons almal klaar weet? Hoe gee ek vir jou iets nuuts, as ons almal die storie klaar ken? En die Here kom deur, net soos wat die Here kan. So hierdie storie begin met, die wêreld, soos ek sê, ons is in sonde. Die wêreld is in sonde, dit is gebroken. Ons doen alles behalwe wat die Here gesê het, hulle moet doen, wat God vir hulle gesê het. En ons kom op 'n stuk en ons lees in Genesis 6:6, dan sê dit, die Here, dit lees daarso, die Here was spyt dat hy die mens gemaak het. Dit het hom diep bedroef. Nou die Engelse deel sê het vir my, die Engelse skrif sê het vir my so mooi, dit sê, God was sorry that he ever made man, and it broke his heart. Die feit dat ons as mense so sleg kan wees, dat ons so teen die woord van die Here kan gaan, dat ons die Almagtige, die een wat ons geskape het, sy hart kan breek, is vir my, dit het my geraak, want ek sien myself in daai storie. Ek sien myself waar ek 'n paar jaar terug die Here se hart gebreek het, dag na dag met wat ek besig was. Ons lees verder, dan gaan ons in Genesis 7, sê dit net weer, dit herhaal die storie, dis waar die Here besluit het, ek gaan 'n vloed stuur. Ek gaan 'n vloed stuur om elke persoon uit te wis wat ek gemaak het. Ek gaan elke dier wat ek gemaak het op die aarde, gaan ek uitwis. En hy sê weer aan die einde van daai stukkie, want sy hart was gebroken. Maar dan kom ons hier by Genesis 6 vers 8, en ons almal het daai maar God oomblikke. En dus daar lees ons, maar God was Noag goedgesind. So hier kom 'n man wat ons nou lees, ons lees van hierdie Noag, en vers 9 sê, Noag was 'n opregte man gewees. Die enigste berispelike persoon in daardie tyd. Hy het God se wil deurgangs uitgeleef, en 'n noue verhouding met hom gehad. Die stukkie hier waar hy vir ons vertel van die verhouding, die feit dat 'n verhouding van een man met God, die rede is dat ek en jy vanaand hier kan sit.
As daai verhouding nie daar was nie, was ons nie vanaand hier nie. Het ons nie die kans gehad om vanaand hierdie woord te hoor, om hierdie besluite te kan maak, om eendag die ewige lewe te kan hê nie, om te kan voortleef. En voor ek verder gaan, wil ek jou hê, en ek wil wie waar jy is, wil ek jou vra, waar staan jy? So terwyl ek aangaan met hierdie storie, wil ek hê jy moet aanhoudend dink, waar staan ek? Ons lees nou verder en ons kom hierdie storie soos ons weet, Noag, die reën gaan kom, die Here het vir hom gesê, jy gaan nou 'n ark bou. Maar hierdie ark, hy sê vir hom in Genesis 6 vers 14, sê vir hom, jy moet 'n groot ark van goferhout of gopherwood, dis die mooier vir my, maak met verskillende vertrekke, verseël dit binne en buite met teer. Nou 'n ander vertaling sê met pik. So die Here gee vir Noag die instruksies om hierdie ark te bou, en al die instruksies, hy gee vir hom die sentimeters, tot op die millimeter presies hoe hierdie ark moet lyk, en al wat Noag moet doen, is om net so te bou. Hy moet 'n deur aan die kant sit, en baie van die gesprekke gaan oor hoe hierdie ark lyk. So ek wil fokus in hierdie stukkie op 2 woorde, en die woorde wat ek op wil fokus, is die woord ark, en die woord pik. Nou hierdie woord ark lees ons, en die oorspronklike woord wat gebruik was vir die woord ark, is teba. Nie tabard nie, want anders was die muskiete nie hier gewees nie. So, maar hierdie woord teba word net 2 keer gebruik in die Ou Testament. Hierdie woord word gebruik vir Noag se ark en by Moses. Toe Moses se ma hom moes opgee nou in die Nylrivier moes sit, toe het sy hom in 'n teba gesit, in 'n klein mandjie, 'n klein ark. En sy het daai ark verseël met presies dieselfde pik as wat Noag se ark verseël was. Nou hierdie pik gaan ook, dis my 'n mooi woord, hierdie pik, die laaste ding wat jy sal verwag wat hierdie woord beteken, en ek het vir Siobhan gesê, ek gaan nie hierdie woord uitspreek nie, want dit gaan vir my 'n moeilikheid kry. So ek gaan hom so mooi as moontlik probeer sê, die woord is kofar. Ek gaan hom nie herhaal nie, daai is jou woord. En hierdie woord beteken versoening of losprys. So hierdie ark en hierdie mandjie was bedek met versoening en met 'n losprys. Maar ek wil nou 'n bietjie verder gaan en ons fokus op die water, want dit het gereën, ons weet met die ark het dit gereën, en Noag moes in hierdie ark ingaan om beskerm te word teen hierdie water. Moses was in sy ark gesit om hom te beskerm teen die water van dood. En hierdie water verteenwoordig God se nodige oordeel, sy regverdige oordeel en die gebrokenis van hierdie wêreld. Maar dan kom ons by die mooi stuk wat nog steeds die pik en hierdie ark is. Nou hierdie pik, ek love it, ek Pastor Gerard doen showing the way, so vir die van julle wat nog nie groeistappe gedoen het nie, dis 'n goeie enetjie. Hy sê altyd, ons kyk altyd, Jesus is concealed in the Old Testament and revealed in the New. En ek gaan toe en ek sê, Here, hoe kan ons hierdie verbind? Hoe kan ek Jesus intrek by die ark? En die Here maak dit vir my so mooi oop, want hierdie woord pik, wat versoening beteken, verwys na die bloed van Jesus. Ons het 'n man wat op die kruis gaan sterf het, en ek is seker of jy weet nie, maar die kruis is ook gemaak uit hout uit. Daai selfde tipe hout, daai hout kon nie vir ons sondes betaal het nie. Daai hout alleen het nie vir Noag veilig gehou nie. Maar die pik wat om die hout was, wat aan die binnekant en buitekant was, het vir Noag veilig gehou. Die bloed van Jesus, die pik, verseël ons, en dit gee ons, dis ons voorsiening. Dit versoen ons van ons sondes, sodat ons die ewige lewe kan hê. So as jy het nog nie agtergekom het nie, hierdie storie is my so mooi, want die ark is Jesus. Want ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 17 lees ons, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. So net soos wat Moses binne in die ark moes gaan, wat verseël was met die pik, moet ons in Jesus ingaan. Ons moet in Jesus leef, sodat ons verseël kan wees. Sodat ons die versoening kan kry, wat die Here voorbetaal het met sy bloed.
En toe is dit vir my so mooi, Pastor Gerard het gepraat, hy het laas week, toe praat hy oor die man, wat klink soos of hy 'n longsiekte is, sy maat hom seker vernoem toe hy gehoes het, ek weet nie, longinus, ja, longinus, dis hy, en hy praat van die man, het vir Jesus, toe hy op die kruis was, het hy vir hom die laaste steek gegee, en daar het bloed uitgekom, maar die mooi ding ook is water. En ons het gegaan, almal sê ons weet die water, dit is 'n teken van dit het regtig, hy is dood, hy was mens. Scientifically, gaan my Afrikaans, sê hy vir hom, dat dit is dood. Maar as ons bietjie verder kyk en ons gaan na Noag toe, daai water van oordeel, het verander nou in 'n water van genade, vir elke een van ons. So ek het aan die begin het ek jou gevra, waar staan jy? En ek het myself hierdie vraag gevra, en baie keer ons het met die storie van Noag, die deur was oop gewees vir 120 jaar. Vir 120 jaar het Noag gebou aan hierdie ark en hy het gepreek. Presies soos wat ons bou aan ons kerk. Ons kom elke Sondag en ons luister na daai preek. Maar waar staan jy wanneer jy maandagoggend opstaan? Staan jy in die wêreld of staan jy binne in die ark? Staan jy in Jesus? So hier waar jy vanaand is en ek moes hierdie besluit maak en sê, Here, ek is moeg, ek kan nie met al twee voete in die wêreld, ek kan nie een in die wêreld en een in die ark staan nie, want wanneer daai deur toegemaak word deur God, is daar nie meer 'n kans nie. Daar is nie meer terugdraai en sê, Here, maar ek wil gou inkom nie, want die deur is toe. So ek wil hê daar waar jy vanaand is, hierdie is nie om jou te oordeel nie, dis dat ek self moes hierdie besluit neem. Hierdie gaan nie oor hoe perfek jy is nie, jy kan kerk toe kom soveel as jy wil, jy kan 'n pastoor wees as jy wil, jy kan doen net wat jy wil, maar jy moet kies elke liewe dag, waar staan ek? Staan ek in die wêreld saam met my vriende? Of staan ek saam met die Here, in Christus, saam met my broers en my susters? Ek wil hê daar waar ons is en waar julle nou is, wil ek net 'n oomblik skep, en ek wil hê elke persoon hierso moet hulle oë toemaak. Ek wil nie hê ons moet rondkyk nie, en waar ons op hierdie plek is waar ons moet kies. Ek wil jou nie dwing nie, ek ken nie jou situasie nie, en ons is ook nie hier om jou te oordeel nie. Maar daar waar jy vanaand is, ek glo die Here het jou hiernatoe gebring vir 'n rede. En daai rede is, want hy wil hê jy moet kies. Hy wil hê jy moet hom kies. En ek wil hê as jy vanaand hier sit en jy voel, Here, ek kies jou, ek is moeg om in die wêreld te staan, ek is moeg om een voet in die ark en een voet buite te staan. Wil ek net daar waar jy is, wil ek net hê jy moet jou hand opsteek. Niemand kyk om nie, niemand gaan jou oordeel nie. Maar is tyd waar ons 'n besluit moet neem en sê, Here, ons is hierso en ons wil in U leef. En dan wil ek vra vir die mense, ek is dankbaar vir die hande wat opgegaan het, en dit is my so groot voorreg om hierdie te kan doen, om hier te kan staan en te kan sien hoe die Here lewens verander. En ek is so bly om te sien die hande wat opgegaan het, en dankbaar om te sien dat daar is nog 'n broer, nog 'n suster wat saam met ons in hierdie ark ingeklim het. En ek wil net vir julle bid, en ek wil vra, Here, hier waar ons is, U het elke hand gesien. U het elke hart gesien vanaand wat hier ingestap het, Here, wat U moet kies. En wat besluit het vanaand, hulle kies U. Here, ek bid dat U saam met elke persoon hierdie stap sal vat, hierdie tree sal vat, Here, en hierdie pad sal stap saam met elke een van hulle. Here, ek bid dat hierdie mense, hierdie besluit wat hulle geneem het, nie altyd die maklikste is nie. Here, maar ek bid dat U hulle oë gefestig sal hou op U. Ek bid dat hulle sal weet dat wanneer hierdie storms kom, is hulle bedek. Hulle is bedek met die bloed van Jesus. En dat geen golwe wat kom nie, geen storm wat kom nie, niks gevaar wat naby ons sal kom, sal enigiets aan ons kan doen nie, want ons is kinders van God en ons is verseël met die bloed van Jesus. En dan het ek net so laaste stukkie dit was my so mooi oor, ons het nou, soos ek gesê het, longinus wat vir Jesus gesteek het in die sy, en voor aan die begin sê jy gehoor toe ek sê, die ark was gebou en daar was elke ding was vir hom gegee, en hierdie deur was ook aan die sy gewees. So as jy nog nie in jou Bybel so ingegaan het met hierdie uitsig om te sê, Here, wys vir my, waar is Jesus in elke stukkie van die Ou Testament nie, wil ek jou uitdaag. Ek wil hê jy moet gaan en jy moet, as elke keer as jy jou Bybel oopmaak, wil ek hê jy moet vir Jesus gaan soek.
Gaan soek vir Jesus en die Here gaan vir jou wys, dat van die begin van tyd af, tot en met nou waar ons staan, is Jesus Christus die antwoord. En hy bly die antwoord, en hy sal altyd die antwoord wees. Amen. Ek is baie dankbaar dat ek hier voor julle kon staan, is my 'n groot eer, en ek hoop regtig julle het iets hier uitgevat, maar dan wil ek ook graag een van ons volonteërs vanaand oproep, Duncan. So Duncan is al vir 'n paar jaar hier betrokke by ons, en 'n goeie volonteër van ons, 'n goeie mens, en Duncan verlaat ons na vanaand. Hy het besluit, hy gaan Kaap toe, hy is nou beter as hierdie Boksburgers. So ek wil graag vra dat ons asseblief staan, en dat ons almal ons hande kan uitstrek na Duncan toe. Ons Vader in die hemel, Here, ons kom na U toe en ons dank U vir hierdie geleentheid. Here, ons dank U vir Duncan, Here, ons dank U vir sy hart, Here, sy bereidwilligheid om elke Sondag op te gestaan en te sê, hier is ek, gebruik my. Here, ons wil 'n seëning oor hom uitspreek, oor sy lewe uitspreek, Here, ons wil bid dat U hom sal beskerm. Here, ons wil bid dat U hom sal gebruik kragtiglik. Here, daar waar hy gaan, daar waar hy in die Kaap gaan wees, Here, dat hy 'n lig sal wees in hierdie wêreld. Here, dat hy sal uitgaan en dat, Here, dis nie woord en lewe wat daar is nie, Here, dis U. Dat hy U sal teenwoordig daar waar hy gaan. Here, dat hy U kerk sal teenwoordig. Here, en ek bid dat U hom sal gebruik bonatuurlik. Here, op 'n manier wat hy nooit gedink het moontlik is nie. Here, ons bid 'n seëning oor hom uit. Here, daar waar hy gaan reis na die Kaap toe, dat U hom sal veilig hou. Here, en ek bid dat U hom sal genoeg terugbring vir ons, dat ons hom kan sien. En ons bid hierdie in Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie, Erlaai. Soos ek sê, dit was 'n voorreg vir my gewees.